Handelinge hoofstuk 24 van vers 15 en 16 en dan spring ek na vers 21 toe. Dit sê, ek het my hoop op God gestel, iets wat hulle self ook verwag, dat God die opstanding van die goeies en die slegtes gaan laat plaasvind. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Of miskien was dit oor hierdie eenstelling wat ek uitgeroep het, toe ek in hulle midde gestaan het. Ek staan vandag hier voor julle tereg, omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. So, Paulus staan tereg voor die Romeinse gouverneur en die Joodse raad, en van baie dinge wat hy kon sê en van getuig hy dat hy 'n verwagting het dat God die dooies sal opwek, en dan dat elke persoon voor hom sal staan om beoordeel te word. En daarom sê Paulus, leef hy met 'n skoon gewete voor God en voor mense, want hy glo in die opstanding van die dooies. Hoeveel maal leef ek net vir nou en gee ek eintlik nie ag aan wat ek besluit of wat ek doen, en die feit dat ek voor God gaan staan eendag, wanneer hy die lewendes en die dooies gaan opwek en gaan oordeel. My eie gewete gaan my dan aankla vir die kere dat ek geweet het wat reg was en dit nie gedoen het nie, vir kere wat ek geweet het iets is verkeerd en dit nog steeds gedoen het. Ek moet leef gedryf deur die wete en die waarheid dat ek voor Jesus gaan staan, opgewek uit die dood. Dit was die grootste dryf en die grootste werklikheid wat Paulus voor sy oë gehou het. En miskien moet ek dit ook vandag voor oë hou, soos wat ek werk, soos wat ek met mense werk, in my verhoudings, my huwelik, en elke ander area van my lewe. Ek gaan opgewek word, ek gaan voor die troon van God staan, en dan wil ek daar staan met 'n skoon gewete in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, ek wil leef met 'n skoon gewete voor God en mens. Help my om altyd eerlik en met integriteit te leef. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê. Die Here seën jou.